Dit is vandag maandag 24 November. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons nooi jou uit om in hierdie adventseisoen 'n spesiale adventsboks aan te skaf. Die boks bevat adventskerse wat jy daagliks tydens jou stilte tyd kan aansteek saam met die dag se luistermeditasie. Jy kan gerus die kerkkantoor besoek gedurende kantoorure om jou adventsboks teen R100 aan te koop en dis ook Sondag na die erediens by die kantoor beskikbaar. Ons lees saam met Jeremia 1 vers 11 en 12 en dan ook uit Jeremia 23 vers 5 en 6, Jeremia 1 uit die 2020 en Jeremia 23 uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Uit droë hout spruit lewe, spruit 'n loot, kom daar groei. 'n takkie uit die ou wortels word 'n boom, staan en bloei. 'n nuwe koning kom. Een uit die stam van Isaai. God se gees rus op hom. Die gees van God gee wysheid, dat 'n vors kan regeer. Die gees van God gee insig, maak bekwaam, lei en leer. Die nuwe koning kom. Hy sal regverdig oordeel. God se gees rus op hom. Amen. Deur die loop van die Bybelse geskiedenis, wanneer 'n volk, die volk van God, 'n krisis beleef het, roep God 'n profeet om te kom help. Wat was die onderskeidende kenmerk van 'n profeet? Dit sal ons help as ons by Jeremia se begin, by sy roeping. En ek nooi jou om saam met my te luister na Jeremia 1 vers 11 en 12. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien die tak van 'n amandelboom. En toe sê die Here vir my, jy het goed gekyk, want ek is bedag daarop om my woord uit te voer. En die 83 vertaling sê, ek staan gereed om te doen wat my woord sê. Hoor ook hoe die Bybel vir almal dit vertaal. Die Here het vir my gevra, Jeremia, wat sien jy? En ek het gesê, ek sien 'n tak van 'n wakker boom. En toe sê die Here vir my, jy het reg gesien, want ek bly wakker om te doen wat ek gesê het. Wat sien jy? Die onderskeidende eienskap van 'n profeet was om te kan sien. Om sin te maak, om te kan onderskei, om verbande te trek binne moeilike omstandighede. Dis asof die Here met sy roeping vir Jeremia wil kom sê, Jeremia, word wakker. Nie net jou oë nie, maar ook jou ore, al jou sintuie. Sien die groter prentjie, jou intuïsie. Maar sien veral my gesig, my teenwoordigheid, midde in al die uitdagings. Kyk mooi, dalk is daar iets meer. Laat hierdie gedagtes vir 'n oomblik op jou hart gaan lê.
Jeremia 23 is ingebed in die leierskapskrisis waarin die volk homself bevind. Leiers wat sonder integriteit lei, wat die armes, die hulpeloses, die gemarginaliseerdes uitbuit, wat met korrupsie leef. Jeremia 23 vers 5 en 6. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, wanneer ek vir Dawid 'n regverdige loot sal laat opkom. Hy sal as koning regeer en verstandig optree. Hy sal in die land reg en geregtigheid handhaaf. En sy dae sal Juda verlos word en Israel sal veilig woon. En dit sal sy naam wees, wat hy genoem word. Die Here is ons geregtigheid. Die Here is ons geregtigheid. Laat hierdie woord vir 'n oomblik op jou hart lê. Hierdie loot wat Jeremia sien, 'n anderse koning wat regverdig sal regeer. Gelukkig het daar konings gekom wat weer met integriteit regeer het, wat die wetboek weer afgestof het en die volk weer teruggebring het na God toe. Maar by uitstek wil hierdie teks ons 600 jaar later vat, met God wat sy verskyning in hierdie wêreld maak, in Jesus Christus wat gebore is. Christus wat gebore is binne my en jou realiteit, binne al ons uitdagings. Soos wat Jeremia geroep is om te sien, kom Christus en sê dat elkeen van ons konings, priesters, profete is. Hoe lyk dit as ek en jy profeties raak, begin sien, onderskei, verbande trek in uitdagende tye? Laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê.
Daar was 'n gebruik in die Ou Testament dat die priesters elke Sabbatdag 'n vars brood in die tempel moes gaan neersit. Dit was baie meer as brood om te eet. Daai brood, as dit gebreek is, was dit om die gesig van God raak te sien. Lechem panim, to see the face of God, om die teenwoordigheid, die gesig van God in die eenvoudige te sien, om die gesig van God in ons uitdagings te sien. Toe ek dit die afgelope week raak lees, het ek verstaan wat gebeur het na die opstanding, toe Jesus saam met die Emmausgangers loop, en hulle met hom praat oor alles wat gebeur het, en hy hom as dit ware dom hou, en toe hy by hulle kom, maak of hy wil aanstap, hulle hom innooi, en toe hulle om die tafel sit, en hy die brood breek, raak hulle wakker, gaan hulle oë oop, sien hulle die gesig van God. Here, laat my wakker word. Maak my oë oop, my ore, al my sintuie, my intuïsie, maak my hart oop om U te sien. U gesig, U teenwoordigheid in al my uitdagings, al die uitdagings om my. En mag my wakker wees, ander inspireer om ook wakker te word vir U gesig. Amen.